Die klok lui, want God is in sy tempel, die hemelpoorte bewe, almal buig voor hom wat lewe. Ons gaan nou staan vir ons toetrede lied, Gesang 179, Strofes 1 tot 3, Vader in die hemel, daarna die fotum, die seëngroet en ook 'n lofsang, Vonklied 3, 4, 7, Strofes 1 tot 4, deur die kerk oor al die eeue wil die goedheid graag gedenk. Kom ons staan vir ons toetrede tot die Here. Eer aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees, soos dit was aan die begin, toe en so ook nou en van ewigheid tot ewigheid. Geliefdes, ons bid dat God ons Vader en die Here Jesus Christus ons genadig sal wees en vir ons almal vrede sal gee. Amen. Oh
sit. Voor ek begin, sommer baie dankie dat julle so baie mooi sing. Vanmôre kyk ons na die wil van die Here. As die Here vir ons sê, moenie skyn heilig wees nie. Die probleem is, ons leef in 'n skynheilige wêreld. In hierdie wêreld waar ons leef, lyk dit vir ons of alles gaan oor voorkoms en alles gaan daaroor oor wat jy kan voorgee wie jy is. Wanneer mense vir ons vra hoe dit gaan, is ons selfs te skaam om te sê nee, nie so goed nie. Dit gaan swaar met my. Ons sê dan sommer maar, goed, dankie. En dikwels is dit net om die skyn van my goeie lewe voor ander mense te hou. Alles moet ons altyd goed en reg lyk, anders word dit uitgeskuif. Hierdie skyn bestaan skyn ook of skemer daar ook in na ons geloofslewe. Omdat ons so gewoond is om in die alledaagse lewe 'n skynlewe te leef, leef ons dikwels ook in ons geloofslewe 'n skynlewe. Kom ons vat byvoorbeeld, in 2013 het ons in Suid-Afrika 'n groot sensusopname gehad, en met die sensusopname het Suid-Afrika se mense 80% van hulle gesê, hulle is uitgesproke Christene. As ons so na ons land kyk, lyk dit vir u asof hierdie land se mense 80% van hulle uitgesproke Christene is. Hoekom lyk ons verhoudings en hoekom lyk ons samelewing dan nie soos ons sê dit moet lyk nie? Want ons leef met uiterlike skyn. Paulus waarsku in 2 Timoteus 3 die jong dominee Timoteus teen die gevare van 'n skyngodsdiens, of kom ons sê dit maar dan, die gevare van skynheiligheid. Lees saam met my 'n lang stuk uit Paulus se brief, 2 Timoteus 3. Ons lees vers 1 tot en met vers 7. Dit moet jy weet. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwant, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, wandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Party van hulle dring die huise in en kry liggelowige vroue wat met sonde belaai is en deur allerlei sinnelike begeertes gedryf word in hulle mag. Vroue wat altyd iets wil leer, maar tog nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Net soos Janus en Jambres hulle teen Moses verset het, so verset hierdie mense hulle teen die waarheid. Mense wat in die verstand verward is en in geloof en mislukking. Maar hulle sal nie ver kom nie, omdat hulle dwaasheid vir almal duidelik sal wees, net soos dit die geval was met Janus en Jambres. Maar jy het my nagevolg en leer, lewenswandel en lewensdoel, en geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering soos my teweeg geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Here het my almal gered,
Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ons vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erg. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet tog wie jou leermeester was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerde reg te stel en 'n regte lewenswandel te kweek. Sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorbereid en toegerus sal wees vir elke goeie werk. 'n Mens kan amper nie dink dat hierdie brief 2000 jaar terug geskryf is nie. Voel asof dit laasweek iewers geskryf is vir ons en vir die wêreld waarin ons leef. Geliefdes, kom ons bely ons skuld terwyl ons net so bly sit met die sing van Gesang 247, Heer, wees ons genadig. Ons sing die eerste keer die Afrikaanse woorde en die tweede keer gaan julle 'n bietjie Grieks praat, deur Grieks te sing. Die tweede ry is die Griekse woorde wat julle sal sing. Julle sal sien, is maklik hiersom. Here, julle sal dit optel. Kom ons sing Gesang 247, sittend, bidend as 'n skuldbelydenis. Dan bid ons saam. Here God, Vader, Seun en Heilige Gees, wanneer ons nou ons oë toemaak en saam in gesprek tree met U deur hierdie gebed, wil ons geloof in U die drie-enige God bely. Ons aanbid U as Vader, ons aanbid U as Seun van God, ons aanbid U as die Heilige Gees. Here, ons bely ook wanneer ons saam bid, dat U ons enigste verlosser is, ja, in lewe en in sterwe. Ons bid, Here, dat ons vir ons sonde skuld maar net na U toe kan kom en U in U liefde sal altyd bereid wees om soos die volmaakte Vader ons skuld te vergewe. Dankie daarvoor, Here. Ons bid, Here, om vir U dankie te sê dat U deur die Gees in ons is. Dat U by ons hart geklop het, dat ons kon oopmaak sodat U in ons harte kan kom woon. Sodat U nie 'n ver God is, maar 'n Immanuel God, 'n God by ons. Ons bely ook, Here, wanneer ons saam bid, dat ons glo in U kerk, die een heilige algemene Christelike kerk, gebou op die leer van die apostels. Dankie, Here, dat ons vandag deel van U kerk mag wees.
ook saam broers en susters in die geloof met ander lidmate van u kerk reg oor die wêreld vandag kan aanbid in verskillende tale, op verskillende maniere, maar saam een in u ons God. Ons bid, Here, vra dat u ook ons sal lei om ons ore en ons harte oop te maak, sodat die woord tot ons sal kom. Laat ons die woord vanmôre nie net hoor nie, maar dit ook inneem en dit aanvaar, sodat dit in ons hande en ons voete en ons monde kan duidelik sigbaar word. Dankie, Here, dat u God is, die almagtige Vader, en ons die kinders mag wees, en ons broers en susters van mekaar kan wees. Amen. Soos dat ek persoonlik ouer en ouer word, leer ek daagliks meer en meer van die Bybel. Leer ek daagliks meer en meer van die God van die Bybel. So verstaan ek dat die Bybel geskryf is om vir my en jou te leer wie en wat die drie-enige God is. Ons gaan in die eerste plek altyd na die Bybel toe om te lees en te leer wie en hoe en wat God is. Vandag lees ons saam met ons medebroers en susters reg oor die wêreld die verhaal van Jesus se doop. En ons leer uit hierdie verhaal en uit hierdie gedeelte meer oor wat die doel van Jesus se koms na hierdie wêreld was. Ons begin lees dat Jesus in die Jordaanrivier gedoop is. En die Jordaanrivier is nie sommer maar net toevallig nie. Die Jordaanrivier was een van die belangrikste riviere in die Bybel. En een van die riviere wat ook simboliese waarde gehad. In ander woorde, dit gaan nie net oor die fisieke rivier dan, die fisiese rivier dan, dit gaan ook oor die simboliese waarde van die Jordaanrivier. Want in die heilsgeskiedenis van God speel die Jordaanrivier 'n spesifieke rol. En heilsgeskiedenis is nou 'n bietjie anders as gewone geskiedenis. Gewone geskiedenis gaan oor datums, name, plekke en wat altyd presies reg moet wees. Heilsgeskiedenis gebruik gewone mense se geskiedenis, gewone mense se name, se plekke, se datum en dit leer ons meer van God. Dit gaan in heilsgeskiedenis nie oor die mens nie, nie oor die presiese datum nie, nie oor die presiese plek nie, maar oor wat dit vir ons oor God wil sê. Die Jordaanrivier vloei deur die land Israel en was vir die volk 'n plek van oorgang en nuwe begin. Dis die simboliese waarde van die Jordaan. Oorgang en nuwe begin. Dis byvoorbeeld waar Israel onder Josua die beloofde land ingetrek het. 'n Oorgang, 'n nuwe begin vir God en sy geskiedenis met die volk Israel. God hoor byvoorbeeld jare gelede die hulpgeroep van die Israeliete wat as slawe in Egipte gewerk het. God bevry daardie volk op wonderbaarlike manier. Hulle begin trek, hy trek met daardie volk op wonderbaarlike manier deur die Rooi See en laat die Farao en sy magtige weermag totaal en al daarin verdrink. Vir 40 jaar lei God die volk Israel deur die woestyn en dan kom hulle by die Jordaanrivier. 'n Nuwe tyd breek aan. God wil vir hulle 'n nuwe geskiedenis gee, 'n nuwe begin. Hulle trek deur die Jordaan, die simbool van 'n oorbegin, 'n nuut begin saam met God. En die volk het hulle land. Hulle beloofde land waarin hulle leef
woon en werk. Die rivier is 'n simbool van God se omgee, ons 'n nuwe begin met die ongehoorsame en ook soms twyfelende volk van God. Juist in hierdie rivier word Jesus gedoop. Nie toevallig. Maar Jesus se doop wys daarop dat hierdie Jesus is ons nuwe begin. Hierdie Jesus is ons nuwe oorgang na 'n nuwe lewe. Ek wil amper sê, Jesus kom in die wêreld van ons gewone mense in en hy laat hom doop in 'n gewone rivier om vir ons te sê dat hy nie gewoon is. Hy is ons verlosser. Hy sal ons oorgang na die nuwe lewe wees. Hy sal ons verlosser wees, ons red, ons 'n nuwe volk gee, 'n nuwe land gee, 'n nuwe lewe gee. Die Jordaan is daardie simboliese water. Dit verbind Jesus met die volk Israel, dit verbind Jesus met my en met jou. Ons besef weer vanmôre dat ons in Jesus 'n Jordaan oomblik het. Ons het altyd 'n nuwe begin. Ons kan altyd oorbegin. Ons kan altyd saam met God nuut wees. Die doop van Jesus. Kyk ons net terug na historiese gebeurtenisse van wat gebeur het en nie gebeur het nie. Met die doop van Jesus kyk ons in die hart van God. Ons hoor wie Jesus werklik is. Ons hoor dat Jesus is ons redder. Jesus is ons raadsman. Jesus is ons verlosser. Jesus is ons nuwe begin. En ons hoor terselfdertyd ook wie ons is. Ons is sy kinders wat uit genade moet leef. Ons word deur sy liefde vir ons ingesluit in sy volk, in sy nuwe begin. Ons behoort net nie ons rug daarop te draai nie. En ons lees hiervan Jesus se doop in al 4 die evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Kom ons lees die geskiedenis van Jesus se doop en probeer nou dit wat ons tot nou toe gesê raak sien in hoe hierdie verskillende skrywers daaroor skryf. Matteus skryf so: In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê, ek moet eintlik deur u gedoop word en u kom na my toe. En Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. En daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna in die water gekom. En met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy die Gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Dan blaai ons na Markus. Markus skryf in Markus 1 vers 9 tot 11 soos volg. Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea afgekom. En hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy die water kom, het hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Dan Lukas 3 vers 21 en 22. Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. Terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan en het die Heilige Gees in sigbare gestalte soos 'n duif op hom neergedaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Laas lees ons oor hoe Johannes daaroor skryf. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dis hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, na my kom daar 'n man wat my voor is, want hy was voor my reeds daar.
Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water sodat hy aan Israel bekend gestel kan word. Verder het Johannes getuig: Ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit die hemel sien kom en hy het op hom gebly. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God, wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê: die een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Ek het dit self gesien, daarom getuig ek, hy is die Seun van God. Opgemerk, hoe al vier hierdie evangelies skrywers Jesus se doop op 'n ander manier beskryf. Ander feite gee, ander inligting, ander hoeke na die kerk. Maar elkeen doen dit vanuit hulle eie persoon. Dis die wonder van die vier evangelies. God gebruik vier verskillende persone om vanuit vier verskillende perspektiewe oor dieselfde ding te getuig. Ek is oortuig dat as ons vier persone hier sou vat in die gemeente, veral as ons nou hulle verskillende ouderdomsgroepe sou vat, en ons sou na iets kyk, en ons sou na die tyd vra, vertel vir ons die storie oor, en al vier het op verskillende maniere. Want iets anders in die storie, het dan iets anders van elke een gekry. Maar dis die ooreenkomste tussen hierdie vier, wat vir ons wys, wat is die kernboodskap. Daar is 'n klompie ooreenkomste. Die eerste is, Jesus word deur Johannes die Doper gedoop. Jesus, God, ons verlosser, wys hoe deel hy van mense is, weet dat hy deur 'n mens gedoop word. Johannes, 'n persoon soos ek en jy, ja, hy was 'n bietjie vreemd, want hy is geroep, hy moes daar in die woestyn bly, en hy het 'n vreemde klere gedra van diervelle, en hy het van veldheuning geleef, 'n vreemde persoon vir ons miskien, maar dis daardie persoon wat God kies, 'n gewone mens, om hom te doop. Om vir ons te sê, dat gewone mense, soos ek en jy, is deel van sy doopgeskiedenis, is deel van die betekenis en die inhoud van sy geskiedenis. Dit gebeur in die Jordaanrivier, by al vier, en ons het al gehoor oor wat is die belang van die Jordaanrivier. En dan lees ons by al vier dat die hemel oopgaan. En dit is om te sê dat die hemel nie geslote is vir ons as kinders van die Here. Die Here het sy hemel oopgemaak, die poorte oopgemaak, die deure oopgegooi en gesê, kom, almal van julle, kom word deel van my koninkryk. En daar staan nie allerhande reëls en regulasies nie. Daar staan, kom aanvaar dit, dat jy deel is van my koninkryk. God is oop na sondaar mense. Ons lees die Heilige Gees daal neer, sigbaar soos 'n duif, sodat hulle dit kon sien. God is nie net daar ver iewers nie. God is ook hier by ons. Immanuel, deur sy Gees wat hier teenwoordig is en op elke ander plek waar een of twee in sy naam by mekaar is. Daar is 'n goddelike bevestiging van Jesus' identiteit veral in Johannes, die Lam van God, die een wat ons redding sal bewerkstellig. As ons volgende week doop, onthou dit. Ons doop nie om te sê die doophouers is volmaak nie. Ons doop nie om te sê hierdie kind wat gedoop word, het 'n volmaakte belofte aan God gemaak, dat hy 'n volmaakte kind van die Here sal wees nie. Ons doop om te sê, ouers, leer julle kinders, dat God ons redde verlos. Dat dit God se simbool is van ons redding en verlos. En nie ons eie redding en verlos. Matteus by klemtoon byvoorbeeld dat Johannes huiwerig was om Jesus te doop. Markus gebruik geen detail. Daar is geen gesprek tussen Johannes en Jesus nie. Net die feit, Jesus kom, Jesus word gedoop,
en God openbaar in Jesus se doop. Lukas voeg 'n besondere belangrike detail by. Weet jy of jy dit opgetel het? En ek sal nou nie kwaad as jy dit nie opgetel het nie. Partykeer gaan goed by ons verby as ons so baie goed lees en hoor. In Lukas word daar spesifiek gesê dat Jesus gebid het by sy doop. Sy afhanklikheid ook aan die Vader. Johannes vertel oor die doop self niks, maar net die getuienis. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Jesus kom na die Jordaanrivier om deur Johannes gedoop te word. Johannes se doop was 'n doop van bekering, maar Jesus se doop het nie bekering nodig gehad. Want Jesus het niks om homself voor te bekeer. Waarom staan hy dan in die ry saam met alle ander sondaars om deur Johannes gedoop te word? Ja, wat lê Matteus se woorde? Om alle geregtigheid te vervul. Met ander woorde, om ons vry te maak van die skuld en die sonde wat ons het. Dis waarom hy gedoop is. Vir my en jou vergifnis. Jesus identifiseer hom volkome met ons menslike bestaan. Hy staan saam met ons in die ry om gedoop te word. Hy neem ons plek in, daar by die doop, en ons plek later in aan die kruis. Die doop is eintlik die begin van Jesus se pad na Golgotha. Pad begin met Jesus se doop, ek is julle verlosser. En met Jesus aan die kruis, ek is julle verlosser. Die kerk vier die doop van Jesus tradisioneel in die Epifanietyd. Dis mos nou Epifanietyd en julle kom dit agter, want die kleure is simbolies wit en goud tot ons na die lydenstyd oorgaan. En Epifanietyd is die tyd in die kerk wat ons aandag gee aan hoe God hom aan ons bekend maak. Hoe God hom aan ons openbaar. Vroeger kerk is Jesus se doop dikwels ook saam met sy geboorte, Kersfees, omdat dit daardie betekenis saam dra. Ander gemeentes weer in die vroeë kerk het Jesus se doop gevier saam met sy eerste wonderwerk. En jy kan nog almal onthou wat is Jesus se heel eerste wonderwerk? Uit water en wyn verander. In die vroeë kerk is Jesus se doop baie spesiaal gewees vir die verkondigingsboodskap waarvoor hy staan. In die reformatoriese tradisie waarvan ons deel is, wat uit die reformatie kom, is die fokus verskuif na woordverkondiging, prediking, maar ook die simboliese betekenis van die doop en die nagmaal. God se genade vir sondaar mense. Doop van Jesus kan nie los van sy dood en sy opstanding verstaan word. Die pad wat by die Jordaanrivier begin het, eindig nie net by Golgotha nie, maar gaan deur Golgotha met die opstanding na die hemel toe. Jesus sê dit duidelik. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Jesus se doop is 'n profetiese teken van sy sterwe en sy opstanding. Want soos hy in die water afsak om gedoop te word, sal hy in die doderyk afsak. Maar soos hy uit die water uit opkom, sal hy ook uit die graf uit opstaan. As ons hierdie 4 evangelies saamhoor, kan ons dit saamvat in 'n soort van 'n belydenis wat ons teenoor die wêreld kan sê: Jesus, die Seun van God, kom in gehoorsaamheid na die Jordaan. Hy staan in die plek van sondaars. Die hemel gaan oop. Die Gees rus op hom en die Vader verklaar hom as sy geliefde seun. Hy is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Geliefdes, doop van Jesus herinner ons aan hierdie geloofsbelijdenis. Mag ons dit hier in die begin van die jaar onthou, nadat ons dit ontvang het. Mag ons dit gaan uitleef in die wêreld waarin hy ons geroep het.
hierdie troos kom vanmôre ook na elke een van ons. Amen. Ons slotsang is Gesang 528. Waar vir die Here vra, leer my u wil, Heer. U doel met my. Kom ons sing dit bidden, terwyl ons net so luister. En daarna die lofsang, Gesang 207, strofe 1 tot 3, eer aan die Vader. Kom ons staan vir die seën en die lof. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees. Amen.